welkom terug bij nog een onderwerp bij Delmas Academie. Vandaag is ons bevoorrecht meneer Damon Geisman. Hij is wel bekend als Oudam onder de rugbygelederen van Allen Oudtshoorn. Meneer Geisman, bij een voor je tijd. Ik weet meneer is maar een beetje bij hem bezig. Maar een meneer is bezig als gedeelte en meneer tijd gemaakt om een tijdje af te staan om iets anders een beetje te gaan sjouwen. Ja, Delbert, ek is ou wat maar soveel wonderlik probeer alles wat by die gemeenskap kom. Om aan my deel te doen en as dit ook goed gegaan. So dankie vir die geleentheid. Ek weet jy nou amper 'n hele maand vir my gewag. Maar ek het nog net gedink vandag kom ons maak dit klaar en ons kan afhandel. En ek dink ek kom my beter as ander. Heel graag die ons anders maar bezig. Dames en heren, kom ons gee gewoon kort, dit ook kort introduction oor die prestatie dat meneer Geisman al behaal het oor die jaren in zijn specifiek in zijn sportloopbaan. 2003, vanaf 2003, 2004, 2005, 2008, 2009, 2010, dat is meneer, die is video 13, A-span zijn africhter. 2005, die Weskaapse onder 13 africhter, en een bronsmedaille gekregen daar. 2006, hij is die chairperson van SVD Krijven Weekspan, dat is een goede prestatie. 2011, is half africhter SVD onder 11. 2013, half africhter onder SVD onder 13 Krijven Week. 2014, hoofafrichter SVD onder 13 Krijven Week. 2019, SVD Invitational Span, half africhter. 2022 tot 2024, als meneer SVD onder 13 zijn academische elftal zijn hoofafrichter geweest. Dames en heren, dat is een CV. En bij dat gezegd, meneer is ook al baie jaren betrokken bij die All Blacks rugbyspan. So, meneer Geisman, weer eens baie dankie. Dames en heren, kom ons bouwen onmiddellijk met die vraag. Meneer Geisman, vertel een beetje voor die gemeenskap in Oudtshoorn, wie is Damon Geisman en waar vanaf kom je? Ek is Damon Geisman, beter bekend as Oudam. The man they love to hate in die rugbykringe. En met myself, ek het groot geword hier in Oudtshoorn, in Bridgeton, Tierweg. Daar is ek gebore. Ek is die seun van Alison Boy. Ek het humble beginnings. Doodgewone plat op die aarde mens. Wat jy hier sien is wat jy daar buite gaan sien. No strings attached. Ek glo aan om humble te wees. En ek hou nie daarvan om neer te kyk op ander mense nie. Dis 'n kort wie ek is. Baie dankie vir dit, meneer Geisman. Natuurlijk, het allemaal moest maar, maak je zak wat een beroep die doen, meneer Geisman. Of wat je is in de leven. Het allemaal moest maar een supportstructure. Ik heb meneer een beetje zeggen, wie was meneer zijn supportstructure over de jaren? Ja, daar moet ek 'n klomp mense se name noem. Soos wat ek noem, ons het nie 'n goeie opgroei gehad wat of moet ek sê lewensomstandighede was nie altyd daar soos wat ander kinders en ander mense dit gehad het nie. So ek het 'n ouer suster ook maar later uitgevind, sy is my stiefsuster, soos wat ons groot geword het. En sy is die een wat altyd uitgekyk het as dit nie so goed gegaan het met ons hier in Oudtshoorn nie. Dan het ek 'n ma wat biddend is. Altyd op haar knieë vir my. Sy weet niks van rugby af die Dylan. Maar sy sal ook sê, my kind, jy moet laat jou toemaak op daai rugbyveld en ek bid vir jou en jou span. En sy sal my altyd support. En dan my groot support system is my vrou, my seun en my meisiekind. Dis die drie mense wat hierdie arms van my omhoog hou. Op 'n daaglikse basis is hulle die mense wat daar is vir my. En dan is daar my skoonfamilie, my swaar, my skoonsister, hulle kinders, ons is so een groot familie. En dan natuurlik my baby sister. Dis die mense wat regtig waar daar is vir my. Het sy dit goed gaan, het sy dit sleg gaan, dis die mense op wie se knoppie ek kan druk. Baie dankie vir dit, meneer Geisman. Meneer Geisman, met al hierdie prestasie wat ek hier voor my het, wat is die prestasie, wat is die memory wat uitstaan, wat die meeste uitstaan, waar meneer kan trots voel? Dylan, daar is so 2 of 3 goedjies waarop ek werklik trots is vir wat ek bereik het. Een, toe ek in 2001 het All Blacks, 2011 jammer, ja 2001 het All Blacks teen 'n Franse rugbyklub Châteauroux gespeel van Frankryk, hulle die kom toe. Ek was kaptein van daardie span. Daai selfde span het ek dieselfde jaar het ek die SVD Plattelandse span gehaal en ons het baie goed gevaar.
Die eerste span wat die finale gespeel het, ongelukkig het ons hom verloor teen WP. Dan is dit 2011 my eerste pro aan Kruivenweek, hulp afrigter. Ja, daar het ek met groot name gewerk. Zinedine Boysen, Justin daar van George, Wilco de Pre van Oudtshoorn. En dit was ook my slegste Kruivenweek ooit. Want met al die name is dit die Kruivenweek waar ons die swakste gevaar het, nie een wedstryd gewen het nie. Jy sal nie glo nie, ons speel die laaste dag, speel ons teen Affies, speel ons op Affies se 6de veld teen Namibië. Ons wen nie eens hy game, hy een verloor ons ook. Maar my hoogtepunt, en dis hoekom ek gaan afsluit dit ook in Pretoria. Ek het 2011 in Pretoria begin as Kruivenweek afrigter en in 2024 toe is die Kruivenweek weer in Pretoria. En ek is toe afrigter van die akademies saam met Charles Kitsing, was my hulp afrigter, Dylan Paulse van Success. Hy was my team manager en dan Jan Titis van Lady Smith was ons technical advisor, maar ons het as 'n span saamgewerk. En ons verloor, ek sien jou kameraman is 'n skeieregter, ons verloor teen die Blou Bulle, ons plek in die finale wat ons moet speel, nadat die skeieregter. So dit was my swakste Kruivenweek het ek begin op Loftus en my beste Kruivenweek het ek afgesluit op Loftus. Meneer, net voor ons aangaan met die onderhoud, dames en heren, verskoon dat meneer het in die aircon die afsluiting. Dames en heren, verskoon dat ek goed daar vir die interruption, soos hulle sal sê in Engels. Ons kan voortgaan, meneer Gysman. Meneer het moet nog 'n dien op skole bestuur, soos ons nou genoem het, en nou afrigter. Maar hoe gesond dink meneer as rugby, skole rugby veral in Oudtshoorn? Heidelik. Skole rugby in Oudtshoorn of in NSWD, sorry, NSWD. Dylan, as jy gaan kyk, elke jaar, al onze skolespanne, van onder 13 tot en met onder 18, heidelik onder 12 ook, is ons altyd in die finale. Of ons eindig altyd onder die top 4. So, dinge is baie gesond. Ek gaan van 'n laerskool oogpunt af begin. Ons was op 'n tyd was ons net voor Zimbabwe en Namibië op die rankings. En toe die bestuur begin implementeer ontwikkelingssessies, ons doen dit nou nog, deur die groep van die onder 12 te vat, hulle saam te snoer, met hulle te oefen, en jou core vir die Kruivenweek word half basies daar uitgekies. En van daar af eindig ons heidelik elke jaar 3de, 4de. En ek glo vanaf onder 11 tot en met vanaf onder 12 tot en met onder 18. Ek weet nie hoe die struktuur mense kla so 'n bietjie oor die structure in die hoërskool rugby. So ek gaan my nie uitlaat daaroor nie. Ons hou maar by laerskool, maar ons doen goed by hoërskole ook. Ons het verlede jaar finale gespeel, maar ek glo in die nabye toekoms. In die nabye toekoms gaan SWD onder 13 'n Kruivenweek en 'n akademie week terselfdertyd hê. Want die struktuur is gesond, die ontwikkeling van die ladies, dit vind plaas, coaches verbeter week na week. En dan net so 'n bietjie daarby gesê, sommige tye is ons 'n bietjie haastig. Ek weet daar's nou van my kollegas wat nie die een van hou wat ek nou sê nie. Sommige tye is ons 'n klein bietjie haastig om na bo uit te kom, om by Kruivenweek uit te kom. Yes, ons is so 'n bietjie ongeduldig, maar ek sê vir jou Dylan, so goed soos ek hier is, het ek in 2011 met 'n knop om my keel gesit. En voor daai kinders amper in trane uitgebars. Om te sien hoe ver agter ons daai tyd was in die SWD en nou gesels ons saam met die groot ronde wat laerskool betref. Hy is mooi. Vanaf laerskool rugby begin ons na klub rugby toe. Hulle sê ons 12 jaar later, as dit korrek is, ja, ek is so bekend oor 12 jaar later, wat All Blacks weer promoters na die Superliga A toe, destyds was ons Premier Liga, veral maar nie name deesdae. So, hoe goed is die, wat het dit gevat, meneer Gysman, en meneer was die afgelope 12 jaar, was meneer was al betrokken. Wat het dit gevat om af te kom, en om so lang te wacht, dan moet overigens die planne gewees het, wat julle in plek moes gesit oor die jare, onthou, ek praat nou uit die sport perspektief uit,
Wanneer het swak gaan met 'n mens, veral op klubsport, jy kan maar watter klubs verteenwoordig. Daar verloor die spelers, baie bestuurslede staan af, verstaan? So daarmee moet van voor af weer bou. Verstaan meneer? So watter planne en strukture het julle in plek gehad om te kom daar waar julle om die prestasie te bereik van die dag om weer die jaar in die Superliga A te speel? Dylan, die een ding wat ek weer wil sê, SWD het een groot fout gemaak 2014 toe hulle ons skop. En dit was om hierdie spelers om die spelers oop te skop. Hulle het 'n groot fout gemaak. Hulle het die spelers ook geskort en wat beteken die spelers kon nêrens gaan speel het nie. Hoe lang was dat? Dit was so 2 jaar. Van 2014 tot Hoe 2016. dan so daar was 'n dip geweest in die self performances van die spelers, personal performances. Ja, so onze spelers kon nêrens gaan speel het nie. So nou moet jy iets in plek kry om daai spelers te behou. So ons het nooit gaan lê nie. Ons het funksies gehou, ons het geleenthede geskep waar ons by mekaar kan kom en 'n bietjie te gesels en 'n bietjie planne in plek te sit. Hoe gaan ons maak as ons terugkom? En jy sal nie glo nie, ons kom 2016 kom ons terug. Ek onthou ons het op Colruyt rugbyveld het ons begin oefen. En toe ek aankom en ek sien 'n veld vol jong manne. En dan praat ek van laities wat van die hoërskool af kom en hulle kom rugby speel. Die Nathan Baartmans, die Ronaldo Johnsons, die Damian Januaris, net so paar om op te noem. En hierdie oudjies gee my moed om aan te gaan. Hierdie oudjies gee my daai challenges, want hulle challenge ons. Ons is ou ouens, ons is die old school afrigters en hierdie laities challenge ons. En ek sê vir die coaching staff en ek sê vir die bestuur, ons kan nie elke aan met dieselfde goed na die oudjies toe. En van daai jaar af het ons 'n opwaartse kurwe het ons getoon binne die SWD, binne die liga waar ons gespeel het. En ek gaan niemand blameer nie. Maar ek sê jou, as my mense nou kyk, sal hulle vir jou sê dat in die meeste van die gevalle moes ons voor 2025 reeds al gekwalifiseer het omabo te speel. Maar daar is sekere mense, sekere dinge wat die mense altyd oor beheer het nie. En daai faktore het ons hier in die onderkant gehou. Maar ons het nooit plat vir. Enig sterker geword, enig sterker geword. Wat het baie sterker gemaak, ons kom 2025, ons begin die jaar en 22 kwaliteit rugby spelers. Verlaat All Blacks. En ons kyk die angste rond nie. En ons het die leitietjies daar rondom ons en ons sê vir hulle, nou is jou geleentheid om te wys wat in jou steek. En ons skryf ons 'n slogan en ons sê net All Blacks. Kan All Blacks ja. Yes. En ons vat daai slogan, vat ons deur die jaar, ons verloor game teen Collegians wat ons moet wen. En ons gaan in daai kleedkamer en na die wedstryd en ons sê mekaar op die naam. Ons sê vir jou, ou dan jy het vandag en jy shit gespeel. Jy het sleg aangevang. Jy moes daar pas. So ons praat strydvoud en ons is weer terug op koers. En ons raak weer die pad bysel teen Riversdal Blues op Riversdal. Nou Riversdal se kleedkamer is kleiner as die kantoor waar ons nou insit. En ons is almal daar binne, die sweet loop ons af. En ons begin mekaar weer uitvreet. En ons sê, en ons vra die vraag, maar Koos, hoe kan jy sê Janet 5 tackles gemis en jy moes kom rugby kyk? En daar kom ons weer terug en ons is weer op koers. En ons het doelwitte het ons opgebreek. Ons het gesê eerste ronde onder die top 4. Tweede ronde is ons in die top 8 kom ons werk weer vir die top 4. En ons het dit bereik. Ons het goed in plek gehad, sonder groot borde. Sonder al daardie goed. Ons het self gewerk, dit was 'n challenge. Nou moet ons gaan kyk hoe ons het werklose laities. So wat moet ons doen? So ons gaan en ons sê planne moet gemaak word. En weer kom maar supporting structures. En dan kry mense in die klub. Jy sien net daar kom geld in die een sê mens dit sê die geld dis kosse, dit is 'n toergeld vir die jaar. Hierdie geld is dit mense ouens sponsor energy. Ons het funksies, ons kry al daai goed en ons werk saam as 'n kollektief om All Blacks weer terug te kry om te. Ja, dis mooi gesê. Meneer Gysman, ek kan wel die vraag beantwoord, maar best gezien, Gysman de afgelopen een paar vreemde wedstrijden gespeeld voor jullie jaar. Spelen ook eens baie goeie rugby. So, hoe gaan zo'n ding, meneer? Je moet obviously as je talent en ook zo'n baie ryk. Hoe gaan zo'n ding, meneer, as je talent, dus een club rugby specifiek,
in die SVD? Jo, as jy nou praat van die SVD, het ons geweldig, soos ek sê, as ons gaan kyk aan die skole structure, en jy kom uit, net die dinge so ons laities, as hulle moet nou maar groter word, wat die man nie praat van die wat koek en bier kan speel. Ek ons wil wel 'n t-shirt en 'n broekie nie. So manne gaan soek gewone wyfvelde. Ouens gaan soek gewone wyfvelde. So rugby in die SVD is heavy, klub rugby is heavy gestaan. Clubs het families, vriende van rugby wat agter hulle staan. Jo, Saterdag na Saterdag, ek weet 'n doodgewone friendly wedstryd. Maak 'n stadium vol, net vir jou 'n teken en dan by dit gesê, moet mense uit die oog uit verloor. Ons mense is gedissiplineerd. Ons mense is vreeslik gedissiplineerd langs die rugbyvelde. Ek worry nie oor die volgende ou wat die ander ou so 'n bietjie in die hare vlieg en skel oor my klub en daai klub. Dis vir my iets goed. Maar klub rugby is gesond en nie 'n ou toer spesifiek ons klub rugby. Dis gesond. Mense praat van saamspeel. Ons sal nie kan klub saamspeel. As ons gaan kyk die afgelope tyd wat ons speel, staan jy met Buitsen 3-4 met klub spanne, All Blacks 3-4 spanne, Oudtshoorn 3 spanne, Harlequins 3 spanne. Daar's 'n manier, wat gaan ons maak met al die tydjies? Wat gaan ons maak? Selfs onze kleiner spanne in die Karoo praat al elkeen van 2 spanne. So ons rugby is gesond. Al wat ons moet doen as bestuurslede, ons moet gaan en ons moet gaan bou aan structures en ons strukture in plek kry om seker te maak dat niemand verlore raak. Definitief. Waar het meneer se liefde vir sportadministrasie en vir rugby speel begin? Rugby speel. Speel en by die administrasie. Speel het ons maar onder strate teen mekaar gespeel, binne die straat. Dis dan nog die teerpaaie, die is klippe, so ons het daar begin speel. Ek breek my enkel toe ek 'n klein laitie is, maar op Bergse was ons geforseer om rugby te speel. Al oefen meneer hulle ons nou hier voor die gamebaan het ons gespeel word binne in die klas. Het ons die game gaan speel. So my liefde het by Bergse ontstaan vir rugby en dan was ek 'n stoere perseverance ondersteuner. Ek was 'n groot persie. Jerome Janchis, Ole Ibrahim Everts, Kalimek, daai was my stars. Daai was manne na week opgekyk het. Brian Everts is die een wat by Bergse gekom het en hy sien my daar, hy kom haar skool hou en hy sê, "Boeta, wat speel jy?" Ek ewe spog geraak het, ons nou Gysman, nou sê die manne van my Gysie, ek speel heel harder, ek sê vir hom, "Nee meester, ek is 'n heel harder." Hy sê, "Boeta, as die laaste keer wat ek word, hy sê heel harder." Jy is 'n slot, een van daai dag op Dillon het ek slot gespeel en daarvoor sê ek dankie vir daai meester. Afgetree op slot. En wat gebeur is dat in die tyd toe ons begin skool hou, het jy nie 'n keuse gehad nie. As jy by skool gekom het, dan ou meester het jou gesê, "Meester, ons het hier rugby, ons speel ons rugby, jy is die rugby afwagter. Jy moet die rugby doen." So ons is in die diep kant ingegooi as onderwysers. En daar moes jy nou gaan lei as ons uit passie moet kom. Maar by All Blacks het dit op 'n baie lafwekkende manier het ek in hierdie posisie beland by All Blacks. Okay. Meneer se personal, en meneer ons het ek weet nie rugby af. Wat is meneer se persoonlike doelwitte vir die volgende 3 jaar, 3 tot 5 jaar? Dillon, ek is 'n ou wat glo aan, ek strek my uit vir wat daar voor is. Soos enige ander mense het almal maar ambisies. Elkeen het sy ambisie in die lewe. En een van hulle een van my groot ambisies is om 'n prokureur te word. Daai was my lewenslange droom. En ek het die Here gevra dat hy my net moet ek ook net my ingeskryf het. Moet ek ten minste weet ek was daar. En dan is dit my 2 kinders moet hulle voete vind binne die volgende 3-4 jaar. As hulle 2 hulle voete kan vind en hulle op hulle eie ding kan doen, sal dit vir my goed wees. My dogter het 'n groot droom om 'n fisioterapeut te word. Sy is nou besig mee by ETA. So ek werk om haar nog daar te kry, help haar om daar te kry. Ons werk saam aan ons huis, aan ons drome. My vrou het haar ambisies. So ons werk in die huis, werk ons saam as 'n kollektief as 'n span om bo uit te kom. En dan is dit nou maar om 'n prinsipaal te word. Om 'n prinsipaal te word, en nie 'n prinsipaal van enige skool. Om 'n prinsipaal te wees van die Villiers primêre skool.
Dit is een van die dinge wat ek vir myself gesê het voordat ek uit die onderwys gaan. As dit nie gebeur nie, is dit ook fyn. Maar solank dit in die plan van die Here is ek fyn met wat hy besluit. As hy voel dan moet hy iemand buite groot af en hy stop my op 'n punt dan is ek ook daarmee tevrede. Ek het 'n goeie lewe wat ek ry uit die hand van die Here uit. Dis nie uit myself uit nie. So daai is my plan vir die 3 jaar wat ek vir myself so agter mekaar gesit het, my personal uitkyk op die lewe en dan is my groot ding om op niemand neer te kyk. Maak nie saak wie is. Ja, nee, wat is vandag op Môre en dan moet ek gesê wat sê die hoë bome van die beeste. So ek het nie nodig om 'n hoë boom te wees, ek is klaar hoog. Ja, Ek is hoog geplaas. Ja, nee, hy was baie mooi gestel, dames en here, hoop julle luister. Mens kan niks in die lewe aanpak sonder God nie. Net vir ons afeindig, dames en here. Mense moet maar soos ek meneer moes maar gesê het op WhatsApp. Soos meneer vroeger gesê het, ek mag 'n sukkel 2-3 weke om meneer te kry. Meneer is baie besig. Maar wat is meneer se wat hou meneer van doen meneer se privaat? Behalwe om op die sportveld naweek te wees. En na skool met weet ek vaal die week by die klub en met vriende. Maar in die privaat wat hou jy van doen? Saam met my familie wees. Soveel as wat jy kan. Soveel as wat ek kan. Ek, my vrou, my kinders, kleinkind, die familie, ons bels op vir mekaar. Die klok goed gewoonlik. Ankel die gaan ons niks maak vanaand nie. En dan ek en my baby, ons hou TikTokies. Ons twee hou daarvan. Ons hou van om ons van onsself gatte te maak en dit so ons het nie ons is op daai punt dat ons gesels oor ander mense. Ja nee, wat dit moet wees. Ons gesels met mekaar en in daai tyd wanneer ons by mekaar is ek ook besig om so 'n bietjie ek en my vrou en my susters en goed is ons besig om my lewenslesse vir ons kinders aan te leer. So vir my baie belangrik is my tyd saam met my familie. Ek is 'n ou wat sommer ek maak as met my deure toe en sit ons daar binne. En jy kan maar klop. Ja, jy kan maar klop, ons maak dit oop nie. Jy kan maar hoe klop en dan lag ons daar binne asof dit 'n klomp mense daar binne is. As ons net besig om met mekaar joke te maak. Ook iets wat jy miskien weer die naweek gesê het of gister gesê het. So vir my is my tyd saam met my familie en spesifiek my huisgesin is vir my belangrik want 'n paar jaar gelede het ons 'n bietjie bad news ontvang. So 3 jaar terug is my vrou gediagnoseer met kanker. 29 Julie word sy geopereer en al 2 borste word verwyder. Maar die Here is so goed en hy in daai tyd word 'n pragtige babatjie my Leia gebore. My seun se kleinkind. Sy kind, ons kleinkind en sy bring weer lig in ons lewe. En nou kan jy maar gaan kyk. Ek het 5 jaar gesê ek weet nie wat ek kan sy gehad het nie. Maar my vrou is so positief soos kan kom. My vrou is 'n bol energie. My vrou is die een wat as ons nie voel om 'n ding te doen nie, wil sy dit goed moet afhandel. So ek is die Here alles dankbaar vir alles wat hy vir my doen en dis hoekom ek nie worry oor wat ander mense van my sê en van my dink nie. Ek sê altyd as hulle van my praat agter my rug, dan gaan ek sleg voel. Maar oor wat ander mense van my sê, I don't care. Dat is mooi, dames en heren. Ik kan mezelf ook kloppen met je. Wees maar net bereid, blijf altijd en alles aanpak zoals vroeger zijn, maar voor je en heel. Ons gaan nu afeindigen, dames en heren. Maar voor ons afeindigen, wat de advies? En ik ga mij vragen, moet zijn, maar gewoon vraag ik. Wat is jouw advies voor jonge mensen? Maar wat is meneer's advies voor die mensen en die algehele beter? My advies is dit is dood eenvoudig. Hou jou oor by Here. En moenie dat ander mense vir jou vertel om ek is op 'n Sondag. Almal van ons. Ons almal Sondag, moenie dat ander mense vir jou vertel man, jy's 'n Sondag en wat ook al. Die Here luister aan ons almal. En net die feit dat ek elke oggend my oë oopmaak is om my 'n teken aan die Here. Hy luister aan my. Moet nie te veel vertroue plaas aan die mense. Sit jou vertroue in die Here. En hy sal jou gee begeertes vervul. Dames en heren, baie dankie. Meneer Gijsman, baie dankie. Dat was een prachtig interview volgens mij.
Dames en heren, baie dankie vir julle tyd. En ek bemoedig julle aan om die interview te share. Veral van vraagje 8 af, toen meneer Panne praat oor sy huisgesin en hoe jy binnen moet bly. Ek motiveer julle om die interview te share so ver as wat julle kan. Like en share die akademische page. En weer eens meneer Gijsman, baie dankie vir die tyd. En dan wens jy sterkte vorentoe. Met alles wat meneer aanpak. Meneer het vroeger gesê, meneer is jy eindelijk so te betrokken as hy gehoor het by die laerskool nie. Nie as coach nie. Meer as 'n selector. Ek is meer as selector en dan sê ek by die skool is ek nog As betrokke. meneer nog betrokken. Maar ek werk met 11 visie 10 maar wat sukkel. So ek werk met hulle en dan het ek hier by die skool man, ek moet die manne mense ek het die sterk jong manne wat saam met my hier by die skool werk. Oor van die collega's. Van my kollegas en hierdie manne Blaine James Peter Stanley, Duran Strydom, met Jason Goliath, van Aswegen, Jandre Avontuur. Dis allemaal jong manne en daai manne hou ek en Mr. Weyers hou hulle so aan die gang en ek sien vir hulle 'n blink toekoms. En hulle is die ouens wat nog maar net 'n man voel, nee man. Ons kan ons skool as hoop vir ons. Mense, daar's hoop. As heavy hoop daar buite. Ons moet opbou gaan terugsit en gaan sit en wonder. Wat kan ek doen? Daar's baie wat ons doen. Net die vir die volgende ou te sê, kom my broer, jy kan, het jy klaar iets gedoen. Maar ons gee so gauw op soms. Ons gooi te vinnig aan. Maar dames en heren, maar weer eens, meneer Gijsman sê van alles wat meneer aanpak en veral nou meneer Superliga A. Als vroeger voor die interview te praten, ons meneer kreeg eerste 4 wedstrijden is een beetje bij haar. Dat is klaar. Progress, hulle, Brixton, al die Babas, al die Tabas pannetjies. Maar soos meneer gesê het, die mannetjies by Olbes, hulle is opdreef, hulle is confident, hulle speel goeie rugby, so sterkte en ons hoop maar van die beste op een of ander dag. Ja, baie dankie Dylan vir die geleentheid. En vir almal daar buite, kom ons verander man, kom ons maak Oudtshoorn 'n beter plek. En alles wat ons aanpak. En bly gefokus, ons jong mense bly gefokus op dit wat jy doen. Is terugslag in die lewe, altyd. Ek het 12 jaar gevat voor ek 'n permanente pos gekry het. 12 jaar van my lewe. Maar ek het nie tou opgegooi nie. Maar want vir dit waarvoor jy lief is, moet jy aanhou. So baie dankie vir die geleentheid. Baie dankie dames en heren, het 'n mooi dag. Tot ziens.